Ek is Josef Oosthuizen en ek gesels vandag weer met Dani Malan en ons gaan voort om oor manlike Christendom te gesels. Hier is die 12de episode in hierdie reeks en vandag gesels ons deur die 9de hoofstuk van die boek Masculine Christianity, geskryf deur Zachary Garris en die titel is Vroue moet stil wees in die kerk of dan vroue moet swyg in die kerk of in die gemeente. Dit is daar in 1 Korintiërs 14 vers 34 tot 35, so ons gaan nou kyk wat beteken daardie verse. Nou, Dani, wil jy net vir ons so vinnig inlei in hierdie hoofstuk, deur vir ons te sê, hoe pas hierdie hoofstuk in die boek en waaroor gaan hierdie hoofstuk? Dankie Josef, ja, so ons het dit nou al 'n paar keer genoem, die boek kan jy 'n baie eenvoudige struktuur gee, daar's die probleem, die antwoord en die oproep. En die antwoord, dit is waarin ons nou die laaste klompie episodes is, dis van hoofstuk 4 tot 11. En basies wat die boek wil sê is patriargie is begrond in die skepingsorde en moet uitgeleef word in die huis, in die gemeentes en in die samelewing. En ons is nou nog besig met in die gemeentes. Daar's 3 hoofstukke wat gaan oor die gemeente, hoe dit uitgeleef word in die gemeentes, hoofstuk 8, 9 en 10. Vorige hoofstuk was nou hoofstuk 8, die eerste ene van daai 3. En toe het dit baie gegaan oor 1 Timoteus 2 en 3. En nou is dit, in hoofstuk 9, gaan dit oor die volgende teks wat baie aktueel is in hierdie hele debat en gesprekke, en dit is 1 Korintiërs 14. Spesifiek vers 34 tot 35. Hy hanteer ook nogal baie weer, kyk weer na 1 Korintiërs 11, spesifiek vers 5. So ons het al in 'n vorige episode ook 'n bietjie daarna gekyk. Maar dit is veral dan nou 1 Korintiërs 14, is die hoë fokus, maar jy het hierdie uitdaging oor hoe lees jy albei tekste saam. So ja. Dis nogal so 'n groot element in hierdie hoofstuk. So wat staan in 1 Korintiërs 14 en spesifiek vers 34 tot 35 en hoe versoen ons dit met dit wat staan in 1 Korintiërs 11, spesifiek vers 5. Goed, so laat ek vir ons dan net daai 1 Korintiërs 14 vers 34 tot 35 lees en ook die 1 Korintiërs 11 vers 5. 1 Korintiërs 14 vanaf vers 34 sê, julle vroue moet in die gemeente swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. En dan 1 Korintiërs 11 vers 4 en 5 dan, elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan, maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan, want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is. So as ons nou kyk na hierdie verse, wat is hoofsaaklik die 2 opsies, hoe ons dan 1 Korintiërs 14 spesifiek, daardie verse 34 en 35 kan lees? Ja, so hy hanteer daar's nou twee hoofopsies, soos wat jy eintlik nou net gesê het, ja. En die eerste ene is, alle forme van spraak word vir vroue verbied in die samekomste. So alle forme van spraak, dis die hoofding wat dit nou onderskei van die tweede ene. Die tweede ene is, sommige forme van spraak word vir vroue verbied in die samekomste. So of alle forme van spraak word verbied, of sommige forme van spraak. By die alle forme van spraak, daai standpunt, dit is die meer historiese verstaan van die teks. So wat ons daarmee bedoel is, as jy teruggaan aan die kerkgeskiedenis, as jy die vroeë vaders lees, studeer die geskiedenis heen, dan gaan jy oor die algemeen hierdie standpunt vind, onder die manne wat preek of kommentaar skryf. So hulle sê, alle forme van spraak word vir vroue verbied in die samekomste in 1 Korintiërs 14, en dan meer onlangs in ons tyd, en dit is ook in ons tyd die meer gewilde verstaan van die teks, is dat net sommige forme van spraak word vir vroue verbied in die samekomste. So, ja, en dan is daar nou verskillende forme daarvan, van hierdie tweede ene, dat net sommige forme van spraak word verbied. Die mees algemene ene is dat wat verbied word, is dat hulle mag nie profesie weeg nie. Die weeg van profesie word verbied in 1 Korintiërs 14. O ja. Nou, daar is
'n klomp redes teen die sommige spraakstandpunt. En Zachary gaan dit nou in die hoofstuk eintlik maar, dis die grootste deel van die hoofstuk, gaan dit daaroor om hierdie argumente te maak teen die sommige standpunt, sodat hy uiteindelik uitkom dat hy is oortuig die alle forme van spraak word verbied. Dit is wat die teks eintlik sê. So met die redes teen die sommige spraakstandpunt, is dat dit is nie die historiese standpunt van die kerk nie. Ja. Daar's eksegetiese probleme met die weeg van profesiesiening. En die historiese standpunt versoen 1 Korintiërs 14 beter met 1 Korintiërs 11 as die weeg van profesie standpunt. En die weeg van profesiesiening gee nie 'n goeie verduideliking van 1 Korintiërs 14 vers 34 tot 35 nie. So dis maar net so oorsigtelik, hierdie is dan nou wat hy wil uitpak. Die 4 redes gaan hy nou in meer detail bespreek. En die gevolgtrekking uiteindelik is, Paulus verbied alle forme van openbare spraak vir vroue in die gemeente, se samekomste, en in 1 Korintiërs 14 vers 34 tot 35, en 1 Korintiërs 11 vers 5, gaan net oor gebed en profesie in nie openbare kontekste, of nie publieke samekomste. O, goed. So, wat, as mens nou kyk na 1 Korintiërs 11 vers 5, wat is die historiese interpretasies van daardie vers, waar dit dan nou sê die vrou, as hy wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof onder aan, want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is. So, wat hier afgelei word, is dat sy kan bid en profeteer, maar sy moet dit doen net met 'n bedekte hoof. Want dit gaan nou daar in 1 Korintiërs 11 oor die bedekte hoof of nie bedekte hoof nie, maar die aanname is tog dat daar gesê word, sy kan bid of profeteer. Ja. As ek het nou net 'n bietjie vreemde stelling gemaak, en nie openbare samekoms, ek dink dit is dalk beter om net te sê, publiek en privaat. Publiek en privaat, dit is ook 'n bietjie duideliker. Maar goed, op jou vraag, kyk, dit gaan nou, soos wat ons net nou gesê het, dit gaan grootliks daaroor, hoe gaan jy hierdie twee tekste met mekaar versoen? So, hoofstuk 11 vers 5, lees ons dat die vrou moet bid of profeteer met 'n hoofbedekking. Jy kan dan daaruit aflei dat as hy die hoofbedekking op het, dan is dit goed as hy bid of profeteer, so sy mag bid en profeteer. So hoe moet ons hierdie verstaan? Want om te profeteer, jy kan nog bid sonder om te praat, maar dit is moeilik om te profeteer sonder om te praat. So dit veronderstel dan dat daar's 'n tipe praat hier, wat sy mag doen, sy moet dit net doen met die hoofbedekking. Nou, hoofstuk 14, vers 34 tot 35, word dit nogals uitdruklik gesê, sy mag nie praat nie. So dit klink dan asof daar in hoofstuk 11 gesê word, sy mag praat, en hoofstuk 14, sy mag nie praat nie. So jy hoor hoe, hierdie is dan nou, waaroor dit gaan, mens moet hierdie twee op 'n manier kry om by mekaar te pas, want ons is oortuig dat die skrif weerspreek homself nie. Die Heilige Gees sê nie A en nie A. So die Gees, wanneer die Gees die skrif inspireer, dan is dit nie, daar's nie teenstrydighede nie. So ons kan dit dalk lees, en dan lyk dit vir jou, asof twee tekste met mekaar bots. Maar dit doen nie werklik nie. Die probleem lê nie by die teks nie, die probleem lê by jou verstaan van die teks. Dat jy moet nog beter die skrif bestudeer, en oor tyd sal jy dan wel op 'n antwoord uitkom oor hoe dit wel sin maak. Die skrif weerspreek homself nie. So watter pogings was daar dan om die twee tekste met mekaar te versoen? Ja, so net nog so inleidende opmerking voordat ek dit sê. Die algemene werkswyse in die geskiedenis was om hoofstuk 11 vers 5 te verstaan in die lig van 14 vers 34 tot 35. So wat bedoel ek daarmee? Dit is so verstaan dat hoofstuk 14 vers 34 tot 35 is 'n duideliker teks. En hoofstuk 11 vers 5 is die minder duidelike teks. En ons verstaan die minder duidelik in die lig van die duidelike, of die moeiliker in die lig van die makliker. Dit is die algemene werkswyse van waaruit die standpunt gevorm is.
So die algemene oortuiging dan deur die geskiedenis is die vrou word nie toegelaat om die samekomste te praat nie. Maar goed, die verskillende standpunte wat jy nou gevra het, watter pogings was daar dan om die tekste met mekaar te versoen binne die historiese verstaan van die teks. Waaran sê die vrou word nie toegelaat om in die samekomste te praat nie. Dis nie net sommige spraak nie, alle spraak word verbied. Daar's dan 3 standpunte. Nou mense moet nou onthou met hierdie tipe indelings van standpunte, dis baie keer as jy besig om ons het 'n tipe taksonomie gemaak in ons tyd en jy gaan nou terug in die geskiedenis in en jy pas ouens in daai hokkies in. En partykeer werk dit, maar partykeer val 'n ou half in twee van die hokkies, want hulle het nie gewerk met hierdie kategorieë wat ons nou van praat nie. So hy sou nie vat nou in sê maar in apologetiek, het jy allerlei standpunte oor apologetiese metodologie. So daar's ouens wat sê wat sterk standpunt inneem vir 'n klassieke metode, of 'n presuppositional metode, voorveronderstellingsmetode en so. Maar as jy nou teruggaan, Calvin het nie daai taal gebruik nie. So dis nie, Calvin gaan nie noodwendig net val in een hokkie nie. So jy dieselfde hierso, en hy maak ook melding daarvan dat van die ouens sal partykeer die een en die ander ene ondersteun. So hy ondersteun meer as een. Maar goed, so dis maar net so bietjie. Inleidende of algemene opmerkings. Die 3 standpunte of oplossings wat gegee is vir hierdie spanning is die publieke private aanbidding oplossing, die uitgestelde vermaning oplossing en die buitengewone situasie oplossing. So kom ek sê dit maar net weer, die publieke private aanbidding oplossing, die uitgestelde vermaning oplossing en die buitengewone situasie oplossing. So wat is hierdie 3? Die publieke private aanbidding oplossing sê 1 Korintiërs 11 vers 5 praat van dit wat gebeur in die privaat en dit word in daai om vir die vrou om te bid en te profeteer, dis toelaatbaar in 'n private konteks. Dit is nou 1 Korintiërs 11 vers 5. 1 Korintiërs 14 vers 34 tot 35, dit is in die publiek. En sodra dit in die publiek is, dan word dit verbied. Nou, 'n paar ouens wat hierdie standpunt aangehang het, is Origen, 185 tot 254 na Christus, B.B. Warfield, 1851 tot 1921 en Gordon Clark, 1902 tot 1985. Ook meer onlangs kan jy dit ook kry by John MacArthur en Werner Neuer. So dit is die publieke private aanbidding oplossing van die spanning tussen die tekste. So wat sê dit? Paulus is nie besig om in alle kontekste vroue te sê dit is toelaatbaar en nie toelaatbaar nie. Die konteks verskil. So dit is dan nie 'n teenstrydigheid nie, want hy sê in die private konteks is dit toelaatbaar, in die publieke konteks is dit nie toelaatbaar nie. So hy is nie besig om te sê vroue julle mag en julle mag nie. In dieselfde konteks mag julle en julle mag nie. Hy is nie besig om dit te doen nie. Dit hang af van is dit in die publiek of is dit in die privaat. Die tweede ene dan, die uitgestelde vermaning oplossing, sê 1 Korintiërs 11 vers 5 is deskriptief. So wat sê dit? Dit beskryf iets wat gebeur in die gemeente. Dit beskryf die praktyk wat daar was in die gemeente en dit is dan dat die vrou het gebid en geprofeteer. Maar daar word nie iets gesê oor daai spesifieke praktyk al in 1 Korintiërs 11 vers 5 nie. In 1 Korintiërs 11 vers 5 fokus hy dan nog net op die hoofbedekking. Dat die hoofbedekking moet daar wees. En dan 'n paar hoofstukke later, so 3 hoofstukke later, dan kry jy 'n preskriptiewe teks. So deskriptief, wat sê dit beskryf net wat gebeur. So byvoorbeeld, jy het laas keer ook gepraat van ons Here Jesus het gereis van hierdie stad na daai stad. Dit beskryf dit. Maar dit is nie preskriptief, bedoelende, dit is nie 'n opdrag dat alle Christene deur alle eeue moet ook reis van hierdie stad na daai stad, soos ons Here Jesus het nie. Dis nie voorskriftelik. Ja, voorskriftelik. So, dit is nogal 'n belangrike onderskeid om te handhaaf wanneer jy besig is om die skrif te bestudeer. Dis hierdie
net besig om iets te beskryf of is dit besig om iets te beveel? So jy baie keer het jy hoe die skrif nogal duidelik en eerlik omgaan met gelowiges se grove sondes. En wanneer dit beskryf word, is dit nie besig om dit goed te keer of voor te skryf nie. So as jy met daai onderskeid mooi handhaaf. Daar's ander tekste wat baie duidelik dit sekere goeders voorskryf. En dan kan ons dan ook daai gelowiges in die Ou Testament en die Nuwe Testament se gedrag beoordeel in die lig van dit wat voorgeskryf is. So dan kan jy byvoorbeeld sê, dit wat Lot gedoen het met sy dogters was nie reg nie. Nee, so jy kan daai beoordeel in die lig van duidelike tekste, wat die Here dan beveel. So, hierdie ene sê, dis 'n uitgestelde vermaning, hoofstuk 11 vers 5, beskryf net wat is besig om te gebeur, fokus 'n bietjie op 'n ander tema, sodat hy dan eers in hoofstuk 14 die vermaning, duidelike vermaning rig op hierdie praktyk. Nou, R.L. Dabney, Johannes Calvin, Charles Hodge, het ook hierdie standpunt gehandhaaf. Charles Hodge sê, Zachary dan, hy so 'n voorbeeld van ou wat eintlik albei goeie sê. So hy sê ook, hy praat ook partykeer van hierdie publiek-privaat konteks en hierdie uitgestelde vermaning. So die derde oplossing wat al gegee is dit is 'n buitengewone situasie. So dit sê in Korintiërs 11 vers 5 praat van 'n uitsonderlike ding wat gebeur in die gemeente se samekoms. Dit is buitengewone gevalle. Dit is nie die normale orde nie. Dit is regtig uitsonderlik. En 1 Korintiërs 14 gee vir jou die reël. Wat is die normale orde? Wat hoogs by uitsondering is daar soos uitsonderingsgevalle, maar die normale orde is dat 1 Korintiërs 14 dat die vroue moet stil wees. So Martin Luther, Archibald Robertson en Alfred Plumer, weet nie of dit is hoe mense sy van uitspreek nie, maar Plumer, hulle is voorbeelde wat hierdie gesê. Dit is 1 Korintiërs 11 praat van 'n baie uitsonderlike situasie waar die vroue mag bid en profeteer. Dan ja. Ek kan miskien net hier noem dat ek op 'n stadium toe ek nou self na hierdie teksverse gekyk het en ek kan nie regtig onthou waar ek dit raak gelees het nie, maar daar was toe nog 'n opsie. En miskien kan mens dit opsom as die gesamentlike en individuele oplossing. Nou ek kan dit miskien vinnig noem en miskien het iemand 'n verwysing daarna en weet wie daaroor geskryf het. Maar wat dit basies sê is 1 Korintiërs 11 vers 5 praat dit daarvan as die vrou in die gemeente is en sy bid en profeteer in die gesamentlike opsig. So dan is bid saam met die gemeente en dan is profesie in die sin, en jy verstaan dit as dat sing. Dis sing. As jy byvoorbeeld die psalm sing, dan is jy besig om te profeteer. Ek net so vinnig ondersoek het my gevat na 1 Kronieke, ek dink is 25, ja, waar dit 1 tot 3 waar dit ook psalms sing in die konteks sit van profesie. So dit is nou interessante lyne. En jy sien dit ook daar in 1 Korintiërs 11, as daar byvoorbeeld 'n ongelowige inkom, dan sê dit in 24 nou in die gemeentelike samekoms, maar as almal profeteer en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word dit deur almal oortuig, deur almal beoordeel. So dis maar 'n lyn wat ek al gesien het iemand gevat het om by om 1 Korintiërs 11 vers 5 te verklaar. Klink sinvol. Ek het nou nie al die teenargumente al gehoor nie. En dan is 1 Korintiërs 14 vers 35 en 34 en 35 sê dan die vrou kan nie individueel kan sy nie profeteer in die sin van jy weet opstaan en dan vir die gemeente leer nie. In daai sin profeteer, maar liewers leer of praat nie. En ja, so dan so hierdie siening of die oplossing is dan gesamentlik en individueel oplossing. Maar goed, ek noem dit net so vinnig. Nou, so as ons nou kyk na hierdie historiese verstande van die teks wat jy nou genoem het, Dani,
wanneer het die weeg van die profesie siening begin? Dit is nou die weeg van siening profesie daar in 1 Korintiërs 14 vers 34 en 35 waar dit nou eintlik maar gesê word, hoe mens ou teks moet verstaan is dat die vrou kan nie die profesie wat in die gemeente plaasvind, sy kan dit nie opweeg nie. Maar sy kan praat, maar sy kan dit nie opweeg die profesie nie. Wil jy bietjie daarop uitbrei? Ja, so dis nou, as ons dit praat van die historiese siening, hierdie is 'n meer onlangse siening, en so wanneer dit begin het, lyk asof dit begin het by W.C. Klein, weer ek is nie seker van die uitspraak nie, rondom 1962. En dan was daar 'n vroue prediker wat dit ook versprei het in 1965. James Hurley het 'n artikel in 'n boek geskryf wat dit ook meer bekend gemaak het in 1973 en 1981. Maar die twee groot skrywers wat dit ek dink nog meer bekend en gewild gemaak het, is twee oor die algemeen redelik goeie teoloë, dis dan nou Wayne Grudem en D.A. Carson. En uiteindelik soveel dat dit is vandaag die mees algemene standpunt in die komplementêre kamp en dan ook by sommige in die egalitaire kamp. So net vinnig twee inleidende opmerkings daaroor. Net omdat iets nuut is, beteken nie noodwendig dat dit verkeerd is nie. Nou, dit klink dalk vreemd vir van ons hoorders, want ek dink in ons tyd dink ons baie keer nuut beteken beter. 'n nuwer tegnologie is altyd beter as die ouer tegnologie. 'n nuwer kar is altyd beter as die ouer kar. Want ek het in 1986 bakkie, ek sal met jou daar strys op hierdie stadium. Maar Hy klink beter as volwasse karre. Maar goed, so daar is oor die algemeen is daar sulke idee dat die nuwer goeders is altyd beter in ons samelewing op die oomblik. Ja. In die teologie is dit nogals aan die kant om dat ons dink nie ons dink definitief nie nuut is altyd beter nie. Inteendeel, in die teologie is ons eintlik versigtig vir nuwer idees wat wegbeweeg van die algemene verstaan wat daar in die kerk was deur die hele geskiedenis heen. So ons dink nie in teologie heeltemal soos die evolusie idee van ja, dit wat ouer is was slegter en dit is net progressief altyd beter nie. Daar is ook in die teologie is daar dikwels dat ons verval. So Ja. dit was beter in die verlede en toe raak dit slegter in die daarna. En dan kan daar weer 'n terugkeer wees, so dit raak weer beter en dan raak dit weer slegter. So jy's nie besig om te sê net omdat dit nuwer is beteken dit is beter en meer betroubaar nie. So 'n nuwe standpunt, so net omdat dit nuut is beteken nie dis beter nie. Inteendeel, in die teologie hou ons daarvan om te kyk wat is die standpunt deur die geskiedenis. Want ons glo ook die Here werk ook in die gelowiges in die verlede. Dit is nie net ons wat die Here mee werk om te sien wat die skrif sê nie. Die Here het in die verlede dit ook gedoen, en die gelowiges in die verlede, en so as hulle tot sekere oortuigings kom, beteken nie hulle is altyd reg nie, maar dan neem ons dit nogals ernstig op. Wat het die vaders in die verlede gesê? Ons is nie net besig om te sê ons weet alles en almal in die verlede was verkeerd nie. So as daar 'n standpunt is wat vir 1900 jaar was dit die algemene verstaan van die kerk deur al die eeue. En dan skielik in die laaste 100 of die laaste 50 jaar dan sê ons hulle almal was nog altyd verkeerd, maar ons verstaan nou. Oor die algemeen as jy veronderstel om te sê wag 'n bietjie. Ek is nou baie versigtig. Jy sê nie noodwendig hierdie nuwe standpunt is noodwendig verkeerd nie, maar dit moet jou baie versigtig maak vir hierdie nuwe standpunt, want jy is besig om te sê al die gelowiges wat met die skrif gewerk het, bidend oor 1900 jaar, hulle almal was verkeerd. En net ons geslag is nou uiteindelik het ons die skrif reg begine lees. Daar moet jou eintlik baie versigtig maak vir die nuwe standpunt as iemand so iets sê. So nou ook 'n tweede ding in leidende opmerking is dat hierdie nuwe standpunt het ook ontstaan in 'n tyd waar daar baie druk op die kerk was oor die rol van die man en die vrou. So spesifiek dat die vrou toegelaat moet word om meer en meer te doen. Daar was die idee dat die vrou moet in alle klomp opsigte moet sy bevry word. Sy is vasgevang en sy word onderdruk in die huis en die kerk en die samelewing en sy moet aan alle vlakke met die normale orde met omvergewerp word.
en dan moet iets anders in die plek daarvan kom. So dit kom in 'n tyd waar daar baie druk was op die kerk en waar hierdie tipe goeders het skielik verskriklik ongewild geraak. Nou weer, dit beteken nie dat hierdie nuwe standpunt is noodwendig onwaar nie. So daar's in logika praat ons van die genetiese terugredenasie, dat jy sê, omdat dit kom vanuit hierdie bron uit, beteken dit dat dit is nie waar nie. So dit volg nie. Iemand, so ateïs kan partykeer iets sê wat waar is. So as hy sê maar, hy sê 2 plus 2 is 4. Dis waar. 2 plus 2 is 4. Maar jy kan nie nou sê, okay, maar omdat hy ateïs is daai stelling wat hy gemaak het, is nie waar nie. Dit volg nie. Ja. So iemand wat so jy is besig om te sê die bron maak dat die stelling nie waar is nie. Jy moet werk met die stelling. En jy moet vra, is die stelling waar of nie? So dan moet ons die stelling gaan toets aan die skrif. So ons moet pas op vir 'n genetiese terugredenasie, maar ek dink dis wat mense dit noem in Afrikaans. Ja, Engels is net genetic fallacy. Ja. Sê maar net 'n oorsprong terugredenasie. Maar wat ons wel kan sê is ons is baie versigtig as ons sien dat hier's 'n nuwe standpunt wat weggaan van die historiese verstaan van die teks en die nuwe standpunt ontstaan in 'n tyd waar baie van hierdie goed oor man en vrou nogals bevraagteken is en waar die vrou, daar gesê is die vrou moet meer mag doen, ook in die samekomste. So as ons nou stil staan by hierdie weeg van profesie siening, daar in 1 Korintiërs 14 vers 34 tot 35, wat is van die probleme met hierdie siening? As mens sê dat die vrou bloot die profesie in die gemeente opweeg, nou volgens hierdie teksvers. Ja, ek dink jy het nou ook gevra, ek dog jy geantwoord nie. Well. Of dalk het ek nou mooi geluister nie, maar goed, so hierso kom die antwoorde nou. So daar's 'n klompie probleme. Hy sê die eerste probleem wat hy nou eintlik net aangeraak het, is dat dit is 'n nuwe siening. En ons het nou redelik daaroor ingegaan, nuwe siening, en dit maak ons versigtig. 'n Tweede probleem is meer eksegeties en teologies. En dan sal nou 'n paar punte. Eerste ene hieronder, dat eksegetiese of teologiese probleem. Vers 34, hoofstuk 14 vers 34, word vroue verbied om te praat. So dis dan nou laleie en dit word nie op enige manier gekwalifiseer nie. Dis net moet nie praat nie. Ja. Nou hy kon in plaas daarvan om dit te sê, kon hy gesê het hulle mag nie profesie weeg nie. Soos wat hy vroeër doen. Vroeër praat hy van om profesie te weeg. Hy gebruik daai frase. So hy kon hier dit ook gedoen het, maar hy doen nie. Hy sê net die baie breë en algemene stelling, hulle moet nie praat nie. Nou, in ander plekke dan kwalifiseer hy dit wel, as hy praat van om te praat in tale, so daai in tale is besig om dit te kwalifiseer. Dit is nie alle forme van praat nie, dit is om te praat in tale. So wat dit net sê is, Paulus sal dikwels in sy briewe, sal hy dit meer kwalifiseer om duidelik te maak, ek praat nou net van hierdie spesifieke ding. En hy het in ander plekke, het hy gepraat van die gedagte om profesie te weeg. So as hy dan hier dit wou inperk, tot net 'n vorm van praat, wat dan meer spesifiek is om profesie te weeg, dan het jy die voorbeeld van waar hy op ander plekke doen. Hier doen hy dit nie. Wanneer hy hier praat, dan lyk dit asof hy bewustelik net hierdie algemene woord gebruik van om te praat. So die verbod lyk nie asof dit ingeperk word net tot sommige vorme van spraak nie, maar dat dit 'n baie breë verbod is. Ja, net om aan te haak daar waar jy gesê, wat jy sê van, hy gebruik nie dieselfde woord as daardie, om dit op te weeg nie, of uit te lê. In die Afrikaans praat dit van, byvoorbeeld in vers 28 van hoofstuk 14 van 1 Korintiërs, maar as daar geen uitleer is nie, en dan in vers 26, net so 2 verse voor dit praat dit van 'n uitlegging, en hy gebruik glad nie daai woorde daar nie, so dit lyk tog asof dit oor die algemeen praat is. Ja, en verder ook, in vers 34 self, word het nogals beklemtoon dat hy nie net so dit ingeperk doen nie,
Want hy sê nie net dat sy nie mag praat nie, hy sê ook die vrou moet swyg. So Dis reg. hy beklemtoon dit, nê? So die vrou moet swyg. Sy moet onderdanig wees. Dit is lelik vir 'n vrou om te praat en as hy in die samekoms nou. En as hy iets wil leer, moet sy by die huis haar eie man vra. So dit is so asof hy hierdie hamer met die hamer hierdie spyker nogal diep wil inslaan om dit duidelik te maak. En dan al hierdie ekstra stellings wat op mekaar gepak word, gee mens nie die indruk van dit net praat oor sommige forme van spraak nie, maar dat dit gaan oor alle forme van spraak. So dis die eerste probleem is net eenvoudig die woorde wat hy gebruik in die vers self. Die tweede probleem is die weeg van profesie siening pas nie lekker in die vloei van die teks nie. So jy lees, so jy het nou gepraat van die uitlê. Dit is nou in die Engels is dit of wat hy nou van praat hy van weeg van profesie, nou Zachary. Dis nou maar net van die Engels af. So jy kan as jy nou hoor weeg van profesie, dink ook aan uitlê. Maar so in vers 29 lees 'n mens van die weeg van profesie. In vers 31 lees mens van profesie self om te profeteer. So as jy nou wil sê hoe pas hierdie in die konteks, dan maak dit meer sin om te sê dat as jy wil sê dit word ingeperk tot net 'n spesifieke vorm van praat. Wat is die woord wat die naaste voorkom aan vers 34? Dis nie om te weeg of om uit te lê nie, dis om te profeteer. So dan sal dit beter pas in die konteks dat die praat wat verbied word het te doen met profesie, nie die weeg van profesie nie. Ja, maar ek dink ek het eintlik nou gepraat van uitlê, maar daai vers 29 praat van beoordeel. Miskien is dit die beoordeel. Okay, beter teksvers om te gebruik. Goed, jammer. Ja, so beoordeel. So dit lyk eerder asof Paulus in die bespreking van die gawes die geleentheid gebruik om ook iets te sê oor die orde in die gemeente se samekomste. En nou is hy nie besig om te sê in die vloei van die perikoop lyk dit asof hy het nou klaar gepraat oor die weeg van profesie, dan gaan hy oor na profesie self en binne die konteks maak dit nou nie sin om te sê wanneer hy nou net praat oor die vrouens mag nie praat nie, maar skielik terug te spring al die pad terug tot by vers 29 en te sê hierdie gaan oor beoordeling. Ja. Dit maak meer sin van dis of dan profesie self of hy's net besig om te sê nie praat in die algemeen. So dis die tweede eksegetiese probleem. Die derde is die frase as hulle iets wil leer. So as jy net dink oor daai, want Paulus skryf dan as hulle iets wil leer, die vrouens, dan moet hulle selfs nie in die gemeente vraag vra nie. Dit is nogal interessant. Ja. Maar sy moet by die huis haar man gaan vra. Dan mens kan nou hier praat oor wat is dit enkellopende vrou is by die samekoms wat nie meer in haar pa se huis woon nie. Jy kan nou al daai goedjies ook uitpak, okay, hoe werk daai? Maar mens werk nou met hierdie duidelike voorbeeld van 'n vrou wat in die gemeente is, sy is getroud en in haar samekoms moet sy nie in die samekoms in die publiek eers 'n vraag vra nie. Dis hoe ver dat die verbod gaan van sy moet nie praat nie. So sy moet nie 'n vraag vra nie. En daai pas moeilik binne die gedagte dat wat Paulus eintlik hier bedoel is, hy moet nie profesie weeg nie. So wat jy dan, hoe daai meer sou sin maak, is sy, haar vraag is eintlik besig om toetsende vrae te wees. So dis nie vrae wat uitvra want sy wil meer leer nie. Dis vrae wat die leer toets. So sy het ietsie gehoor wat haar bekommerd maak, en nou vra sy 'n vraag hier om uit te toets, okay, wat het jy hiermee bedoel, wat het jy hiermee bedoel, dit is nie reg nie. So dis dan is jy meer besig om te beoordeel. Dis beoordelende vrae. Jy het ons verskillende tipes vrae. So, maar dit maak nie lekker sin van as jy iets wil leer nie. As jy iets wil leer is 'n ander tipe vraag wat jy vra. So dit klink eerder asof dit hier gaan oor vroue wat goeters nie verstaan nie. En dan word daar vir hulle gesê, hulle moet nie by die samekomste die vraag vra om meer te leer nie. Hulle moet nie praat nie, hulle moet by die huis hulle mans daai vraag gaan vra. Dis reg. So die vierde ene dan is die weeg van profesie of die beoordeling
is nie noodwendig iets wat hardop gebeur nie. So iemand kan beoordeel sonder dat hulle praat. So dit kan hardop wees, as jy hardop beoordeel en jy praat daaroor, maar dit kan ook wees dat dit word stilweg gedoen, en dan skryf Zachary ook dat as daar's party dinge wat hom laat dink dat die hele gemeente moet besig wees om te beoordeel, en dan is dit waarskynlik eerder stil. Jy gaan nie sê dat die hele gemeente moet tegelyk besig wees om hardop te beoordeel nie. Dis meer 'n stille beoordeling. So, dan maak dit ook nie lekker sin binne die weeg van profesie siening nie. Goed, die laaste ene dan, wat ook 'n interessante een is om oor te dink, is dat die profesie, binne hierdie siening, raak profesie minder gesagvol as die beoordeling van profesie, of die weeg van profesie. So, hoekom? Want die vrou mag nie profeteer in die samekomste nie. Sy mag, binne hierdie weeg van profesie siening, is dit sy mag profeteer, maar sy mag nie die profesie weeg nie, beoordeel nie. Dis 'n baie vreemde idee, want, na my mening. Want dit klink eerder, ek dink 'n meer natuurlike verstaan is om te sê, om te profeteer is hoër, meer gesagvol, as om die profesie te beoordeel. Of ten minste is hulle gelyk. Ja. Ten minste, so op die gelyke vlak, daai wat jy daar doen. So, dis 'n baie snaakse idee, dink ek. So in hierdie verstaan, mag sy dan in die samekomste profeteer, maar sy mag nie die profesie beoordeel nie. Maniere hoe mense hierdie al probeer begrond het, of verantwoord het, so byvoorbeeld nou Grudem en Carson, en ek moet sê, ek het nog nie so baie van Grudem self gelees nie. Ek het baie na Carson se preke geluister, en dit was regtig uitstekend as 'n student. So, as mens nou na hierdie manne verwys, weer, jy is nie besig om te sê, skryf hulle af en gooi hulle weg in alle opsigte nie. Hulle het baie goeie werk ook gedoen. Maar ek dink hierop is hulle verkeerd. So hulle sê dat die Nuwe Testamentiese profesie is minder gesagvol as die Ou Testamentiese profesie. So hulle sien nie eintlik kontinuïteit tussen Ou Testamentiese profete en Nuwe Testamentiese profete nie. Dis twee verskillende tipes goeters. So die Ou Testamentiese profesie is met meer gesag, Nuwe Testamentiese profesie is met minder gesag. Nou volgens hulle. 'n probleem daarmee is dat, wel, die skrif gebruik presies dieselfde woord. Ja. En daar word nie in die Nuwe Testament enige, wat ek kan sien, enige iets gesê wat jy moet laat dink dat hier het iets wesentliks verander van wat 'n profeet is en wat profesie is in die Ou Testament, na wat 'n profeet is en wat profesie is in die Nuwe Testament nie. In die Nuwe Testament word profete ook hoog op die lyste geplaas, as daar geskryf word oor die verskillende gawes wat Christus vir die gemeente gee. Dan is dit apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. Dis elke keer in daai volgorde. Jy lees ook dat die Christus bou sy kerk op die fundament van die apostels en die profete. Ja. So dit lyk nogal in die Nuwe Testament asof profete of profesie regtig hoog geag word. In die Nuwe Testament en in die Ou Testament moet albei ook geweeg word. Dis nie iets wat verander in die Nuwe Testament, dat jy net in die Nuwe Testament 'n profeet moes toets nie. Jy moes in die Ou Testament ook doen, daar's in die wet ook kriteria gegee waaraan jy 'n profeet moes toets. Daar's ook tekste in die Nuwe Testament wat die Nuwe Testamentiese profete en profesie verbind aan die Ou Testamentiese profete. So dit sê hierdie wat in die Ou Testament was, is nou in die Nuwe Testament ook. En in die Nuwe Testament lees mense ook byvoorbeeld dat daar's 'n man wat sê, so sê die Heilige Gees. In die Ou Testament het die profete kenmerkend gesê, so sê die Here. So dit lyk meer asof dit is dieselfde ding. Ja. Dieselfde ding. En ek sien nie regtig nie enige goeie redes om te sê hierdie is iets wesentliks verander wat maak dat Nuwe Testamentiese profete en profesie is iets drasties anders as in die Ou Testament nie. Nou, dit klink dalk baie teoreties hierdie, maar wanneer hoe dit prakties raak is,
jy sal partykeer hoor hoe mense praat van ek het 'n woord ontvang van die Here of die Here het vir my gesê dat ek hierdie vir jou moet kom sê. Maar as jy vir hulle meer uitvra, dan en hulle moet beskryf, okay, wat is hierdie? Verduidelik vir my hoe het jy hierdie woord gekry? Hoe die Here met jou gepraat? Dan raak hulle dit raak so meer, wel ek het net hierdie gevoel gehad. Maar jy kan nie met absolute sekerheid sê dat hierdie was die Here wat gepraat het nie. En soveel dat as hy dan verkeerd is, dan is dit nie so ernstig soos wat dit was in die Ou Testament. As iemand gesê het, so sê die Here, en dit is nie die Here wat gepraat het, dan moes daai ou doodgemaak word. Ja. Dis hoe ernstig dit was. As jy dit waag om te praat en te sê, hierdie is wat die Here sê, jy profeteer, maar dit is nie wat die Here vir jou gegee het om te sê nie, en dit kom uit, dan word jy doodgemaak. Nou, vandag sal jy soveel Christene kry, wat kom praat en sê, hierdie is 'n woord van die Here af. Die taal wat profete gebruik. In die Ou en in die Nuwe Testament. Hulle gebruik daai taal, en hulle sê, dit is wat die Here sê, oor hierdie situasie, of oor jou lewe, of so aan. En dan gebeur dit nie. Dan, in die terme van die Ou Testament, is jy besig om daar op te tree soos 'n valse profeet. En in die Ou Testamentiese wette sou jy gestenig moes word. Dis hoe ernstig dit is. So, maar ek dink 'n groot deel daarvan vloei ook vanuit hierdie ander idee oor dat profesie in die Nuwe Testament is iets anders as in die Ou Testament. En so, dis ook nie so gewigtig nie. En daar is partykeer foute wat hierdie profete maak, sogenaamde profete in die Nuwe Testament. Dis nie altyd die woord van die Here nie. Jy kan partykeer kan jy dink is die woord van die Here, maar dit is nie regtig nie in sulke tipe goedjies. So dit het praktiese gevolge. Hierdie is dit in die Nuwe Testament anders as in die Ou Testament. Wat ek dink jy het nie enige goeie rede om te sê dat dit nou anders is nie. So wat is dan die eenvoudige verstaan en dan die implikasie van 1 Korintiërs 11 vers 5 en 1 Korintiërs 14 vers 34 tot 35? Ja, so ek dink die geskiedkundige verstaan is 'n beter en 'n duideliker verstaan van die teks en gee ook 'n beter versoening van die twee tekste. Nou, in die hoofstuk dan gaan Zachary volg nogals vir B.B. Warfield oor hoe hy dit verklaar. En dit is dan die eerste een, onthou, daar in die begin het ons gepraat van 3 moontlike historiese oplossings, verstaande van die teks. B.B. Warfield het die publieke-private aanbidding oplossing. So, Zachary is dan self ook daarvan oortuig en hy beskryf dit verder. Goed, so, wat sê B.B. Warfield? En ons begin by 1 Korintiërs 14, vers 34 tot 35, dit is die langer en die duideliker teks. En dan gaan ons van daar af terug na 1 Korintiërs 11 vers 5, wat die korter en die minder duidelike teks is. Warfield sê, byvoorbeeld, dis 'n aanhaling, "It would be impossible for the apostle to speak more directly or more emphatically than he has done here." Nou, verwysend na 1 Korintiërs 14, vers 34 tot 35, waar dit sê, die vrou moet swyg en sy moet nie praat nie. So it would be impossible for the apostle to speak more directly or more emphatically than he has done here. He requires women to be silent at the church meetings, for that is what in the churches means. There were no church buildings then, and he has not left us in doubt as to the nature of these church meetings. So, hier is dit baie duidelik, is in die samekoms, en in die samekoms moet sy nie praat nie, sy moet swyg. Dis 'n publieke samekoms en daar moet sy swyg. Nou, wat ook interessant is in die teks, is Paulus sê dan ook, soos die wet ook sê. Ja. En dan kan mens nou, okay, wat bedoel hy daarmee? Daar is dan nou verskillende tekste waarna al verwys word, byvoorbeeld na Numeri, waar Aaron en Miriam opstandig is teen Moses. Ja, ek weet nie lekker hoe koppel jy daai twee tekste nie, eerlikwaar. Daar's 'n ander wat dit net wil koppel aan Genesis 3 vers 15. Ek dink Zachary is nogals reg om dit te sê,
kyk na Genesis 1 tot 3 in geheel, of selfs ek sou nog verder gaan en sê hy is besig om te praat van die wet net as die Torah, so die hele Pentateeg. Dat hy sê die hele Pentateeg is besig om hierdie te sê. Ja, Paulus, maar hoor die gedagtelyn dan, Paulus is besig om te sê, hierdie is wat die Ou Testament sê. ja, Soos die wet, soos die Here in sy wet dit ingegee het, ingestel het, hierdie is die orde wat in die Ou Testament daar was en wat nou in die Nuwe Testament voortgaan. Hy is besig om daai lyn deur te trek. So, soos wat dit in die wet sê, dat die vroue moet stil wees, sê hy nou hier ook. So, jy kan dit nou mooi koppel aan 1 Timoteus 2, vers 11 tot 12, wat ons in die vorige hoofstuk hanteer het. Dat hierdie klink dan soos 'n tipe beroep op die skepingsorde. Soos in die ander twee tekste, waar hy ook praat oor geslagsrolle, dan in altyd daai tekste, dan is daar 'n melding na 'n skepingsorde. Nie net 'n kultuurding nie. So dis nou 1 Timoteus 2 vers 13 tot 14 en 1 Korintiërs 11 vers 8 tot 10. En albei daai, dan gaan hy terug en hy sê, hierdie is wat ons doen, want dis hoe God die man en die vrou geskep het. En dit lyk so asof hierdie is 'n baie verkorte vorm daarvan, wat hy net sê, soos wat dit in die wet staan. ja, Dis net, dis hoe wat die Here beveel. Dis hoe die Here dit geskaap het, en dis hoe die Here dit beveel. Dis hoe dit in die wet staan. So, Warfield meen, dat daar nie iets is in die teks in 1 Korintiërs 11, wat daarop dui dat dit 'n publieke samekoms is nie, terwyl 1 Korintiërs 14 duidelik sê dit gaan oor die publieke samekomste, want daar staan vroue moet in die gemeentes swyg. Terwyl in 1 Korintiërs 11 ja, sê dit nie dit nie. sê dit nie in die gemeentes nie. So hulle moet bid, wanneer hulle bid of profeteer, dan is dit net hulle moet dit doen, maar dit is nie hulle moet as hulle in die gemeentes bid of profeteer, dan moet hulle hoof bedek nie. Ja, en verder sien mense ook die parallel met 1 Timoteus 2 in terme van hierdie in stilte laat leer daar en hierso is dit swyg. So daar is daai vers vir vers ooreenstemming. Ja, dis nogal treffend en ek wil dit graag lees, die twee verwysings. Dan laat mense net so direk na mekaar hoor, dan hoor jy hoe sterk is hierdie parallel. So 1 Timoteus 2 van vers 11 af, die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stilhou. 1 Korintiërs 11 vers 5, maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof doen haar dit moes 1 Korintiërs 14 ja, vers 34 en 35. Ja, ek gaan hom gou hier oop kry. Ek kan hom gou vir ons lees. Daai 1 Korintiërs 14, julle vroue moet in die gemeente swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans vra. Ja. Want dit is lelik vir die vroue om in die gemeente te spreek. Ja, so dit sê Dankie. baie dieselfde as 1 Timoteus 2. Ja, my onherlike nie dood as was dit verkeerd. So wat is van die parallelle wat jy sien? Daar staan, hy laat nie toe nie, by al twee is hy besig om dit te sê, sy moet nie praat nie, sy moet onderdanig wees, daar's 'n beperking oor hoe die vrou moet werk met lering, geleer moet word, en in albei is daar 'n tipe beroep op die skepingsorde. So hier is baie sterk parallel tussen die twee tekste. So, net as 'n samevatting op hierdie deel, 'n aanhaling weer uit die boek, dan skryf Zachary, en dan haal hy self later vir Warfield aan. Ja. So, to the contrary, Warfield sees 1 Corinthians 14 verse 34 to 35 and 1 Timothy 2 verse 8 to 15 as reinforcing one another. What must be noted in conclusion is, 1, that the prohibition of speaking in the church to women is precise, absolute, and all-inclusive. They are to keep silent in the churches, and that means in all the public meetings for worship. They are not even to ask questions. 2, that this prohibition is given especially point precisely for the two matters of teaching and ruling, covering specifically the functions of preaching and ruling elders. 3, that the grounds on which the prohibition is put are universal and turn on the difference in sex, and particularly on the relative places given to the sexes in creation and in the fundamental history of the race. As nou hakkies te vol. Goed, so die boek ondersteun dan hierdie publieke, private aanbidding opsie. So wat is die besware daarteen? Want daar sal sekerlik wees, en
En hoe weerlê hy hierdie besware? Ja, so daar's 'n klompie besware wat hy nou gee en wat nou kom van veral Carson se kant af, D.A. Carson. Ja, ek sou maar sê die luisteraars kan bietjie gaan lees in die boek self. Dit raak nogals tegnies. Daar's 'n hele lang lys van punte wat Carson maak en dan 'n hele op elke ene gee Zachary ook sy antwoorde. Ja, so in kort gaan ek maar net weer sy opsomming as antwoord gee op al die besware. So dan sê, in summary, none of Carson's arguments demonstrates that Paul has public worship in view when he mentions women praying and prophesying in 1 Corinthians 11 verse 5. Moreover, Carson's own position is untenable, while he thinks the weighing of prophecy view best fits both the flow and structure of the passage. He recognizes the major objection is that it is inconsistent for Paul to permit women to prophesy, but forbid them to weigh prophecies. Carson says this objection carries little weight provided that such prophecy does not have the same authority status that the great writing prophets of the Old Testament enjoys, thus distinguishing between the nature of the New Testament and Old Testament prophecy. This error has already been refuted. Ja, so okay, goed, so daar is nou hierdie besware en die boek bespreek het in detail. En ek dink soos ons na die positiewe toe gekyk het, dink ek is dit al klaar gewigtig om eintlik daai private publieke onderskeid te handhaaf. Nou, watter ander pogings is daar om Paulus se verbod te verwerp? Hierdie verbod dat hy sê dat die vrou moet swyg in die gemeente. Kan jy miskien 'n bietjie daaroor uitbrei? Ja, so daar's twee ander pogings wat hierdie uiteindelik dan maak dat wat Paulus hier sê is nie van toepassing nie. Die ene is dat hierdie is nie Paulus se woorde nie. Eintlik maar al twee is besig om dit te sê. Ja. Om te sê hierdie is nie wat Paulus sê nie. So Ja. daar was party wat sê dit is 'n tekskritiese probleem. Hierdie was nooit in die oorspronklike tekste nie, maar ons het nie eers enige manuskripte wat 'n ander lesing gee nie. Maar of van die rede is dit 'n moontlikheid dat dit is nie wat Paulus regtig geskryf het nie. 'n ander ene is dat hierdie is nie Paulus wat hierdie sê aan die Korintiërs nie. Paulus is besig om die gemeente in Korinte se stelling aan te haal. Ja. En hy is besig om dit aantal om te sê julle is verkeerd. Ja. So dis nie Paulus se woorde nie, dis eintlik die Korintiërs se woorde. Hierdie die vrou moet nie praat nie. En weer, ek dink met albei hierdie daar's regtig na my mening nie enige goeie argumente vir dit nie. Ja, dit draai nogal die skrif. Ja. So ek dink oor die algemeen mense kan kennis neem daarvan dat daar is hierdie pogings om te sê hierdie is nie Paulus se woorde nie. En wat word daar die reg gekry is sodat dit is nie bindend op ons nie. Ons is vry daarvan. Maar Ja. daar's nie, ek dink regtig nie daar's goeie redes daarvoor nie. Ja, en ek dink wat mense net weer eens hier sien in hierdie hele gesprek in spesifiek oor 1 Korintiërs 14 en 1 Korintiërs 11 is dat dit belangrik is om die eenvoudige lees van die skrif te vat. En want die skrif is in staat om ons te leer en te onderrig en valshede te weerlê. Dit is tog wat ons in 2 Timoteus 3 vers 16 sien, nê? En baie van hierdie besware handhaaf nie daai eienskap van die skrif nie, dat die Here wil ons reg leer. Dis ons is die probleem, maar nie die skrif nie. Maar in daai opsig is die skrif eenvoudig. En die skrif in op sigself dis duidelik. In daai opsig is ons sonde wat die waters vertroebel. Wil jy ietsie daaroor sê, daaroor uitbrei? Ja, ag net so 'n paar slotopmerkings net as dit kom by hoe kan ons wat kan ons hieruit leer oor hoe ons die skrif moet lees. En die eerste een is ons lees dit met die aanname daar is nie teenstrydighede nie. En dit kom daarvan af dat ons weer die Heilige Gees het dit geïnspireer en die Heilige Gees gaan nie homself weerspreek nie. So as dit net 'n eenvoudige menslike bron was, dan 'n mens kan op bladsy 100 'n stelling maak en homself weerspreek op bladsy 200 of wat ook al.
maar die Heilige Gees doen nie dit nie. So omdat dit deur die Gees geïnspireer is daar nie teenstrydighede nie. Dit kan ook so lyk, maar daar is 'n antwoord. Die probleem lê by ons, nie by die teks self nie. So dis 'n belangrike vertrekpunt vanuit die oortuiging dus hierdie is geskryf onder inspirasie van die Heilige Gees. Daar is 'n antwoord as dit vir jou lyk asof tekste bots. 'n Volgende ding is dat wanneer ons die skrif lees, dan gaan ons van die duidelike na die minder duidelike. So dis 'n belangrike skrifverklaringsbeginsel. Daar's party tekste wat wel moeiliker is om te verstaan. Dit sê nie die skrif in geheel is onduidelik nie. Dit sê daar's party dele wat minder duidelik is en ons ander dele wat duideliker is. En ons verstaan die minder duidelike in die lig van die duidelike, nie ander kant om nie. Dis nog 'n belangrike skrifverklaringsreël. Ja. En dan 'n volgende ene wat ons 'n bietjie aangeraak het ook is die onderskeid tussen die deskriptiewe tekste, so ietsie beskryf. Dit sê nou nie noodwendig dat daai verstaan van hierdie teks is reg nie, maar net onthou dit as dit kom by hoe jy die Bybel lees. Daar's party tekste wat iets beskryf, maar dit is nie besig om te sê dit is goed of sleg nie. Ja. En daar's ander tekste wat dinge beveel. En dit is 'n bevel wat van die Here kom. En dan daar is dit wel aktueel, want 1 Korintiërs 11 en 14 het by plekke bevele. En ons moet dan ag gee op daai bevele. So dis 'n belangrike volgende skrifverklaringsreël. So mense leer eintlik baie hier net oor die algemeen oor hoe om die Bybel te lees. En volgende ding is die skrif is dalk tydgerig, maar is nie tydgebonde nie. So hierdie brief is geskryf aan die gemeente in Korinte. Is gerig aan hulle. Word gerig aan hulle. Word geskryf aan die gemeente in Korinte. Maar dit is nie beperk tot die gemeente in Korinte nie. Dis wat die Heilige Gees dan ook gee aan die kerk deur al die eeue. En daar is jy besig om 'n streep te trek deur al die idees van dit is maar net beperk tot daai tyd of daai konteks. Dis nie hoe ons die skrif lees nie. Ons lees hierdie as die Here se woord vir sy kerk deur alle eeue op alle plekke. So 'n eenvoudige manier hoe dit oorgepraat word is tydgerig, maar nie tydgebonde nie. Jy kan dit nie beperk tot daai tyd nie. Ja, 'n voorbeeld hiervan kan mens sien in die brief aan die Kolossense, waar Paulus dan sê hierdie brief moet ook aan die mense van Laodicense gelees word. So daar sien jy al reeds die bevele wat hy vir Kolossense gegee het, geld ook vir ander gemeentes en daar's baie sulke voorbeelde. Nee, goed, dankie Dani vir hierdie gesprek en hierdie bespreking van hierdie 2 teksverse. Mag ons dit met leeumoed ook toepas deur die Here se Gees in ons eie lewens en net aanhou reformeer en ons sien uit dan na die volgende gesprek oor die volgende hoofstuk van hierdie boek.